Halleluja. Kan ons nie dankie sê dat ons op ons bene staan. Halleluja. As mense wat vanoggend sukkel om oor die weg te kom, daar's mense wat vanoggend in 'n restaurant sit en hy wens dat hy net iewers kan by 'n kerk kom. En ek voel dit in my gees as iemand daar buitekant wat nou wens dat hy by 'n kerk kan uitkom, hy sit in 'n restaurant vasgevang. Die weer werk nie. Weet jy wat ons kan dankbaar wees vir? Here, dit is ons welkom vanoggend. En ek wil vanoggend vir jou vra, ek vra elke Sondag. Is dat wees net bietjie oop. Ontvang net bietjie. Beteken moet 'n mens net jou hart oop maak sodat die Here kan werk. As daar 'n stuk klip is, gaan dit verbygaan. Jy gaan net mis. Kom ons lê die woord. Vader, ek kom vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en ek bid, Here, op hierdie dag, hierdie spesiale dag wat U vir ons gegee het, Here, by die een kant gesit het, Here, bid ek vandag dat elke persoon sal ontvang, dat elke persoon ontvanklik sal wees vanoggend, Here, vir U woord. Vader, ons kom vanoggend, Here, en ons vra dat U elke negatiewe ding vanoggend sal wegvat. Here, elke hartseer, elke pyn wat elke persoon beleef op hierdie oomblik, Here, dat U dit sal vandag kom verwyder. Vader, so bid ek ook, Here, dat U die gees van die Here oor hierdie diens sal laat neerdaal vanoggend, Here, sodat ons kan ontvang, Here, dit wat U vir ons wil gee, die woord wat U vir ons wil gee, Here, dat dit sal insing en dat dit op vrugbare grond vanoggend sal val. Here, dat U die water sal gee en dit sal groei. Vader, U is die pottebakker en ons die klei, Here. Ons gee vanoggend onsself oor aan U en ons vra, Here, kom werk met ons. Here, elke ding wat nie van U af is nie, kom verwyder dit vanoggend. Vader, so bid ek ook, Here, dat U 'n seëning oor hierdie diens sal gee vandag. Here, dat elke persoon vanoggend, Here, hulle ore sal oop hê, Here, vir U woord. En ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Nou volgende gaan ons praise en worship as ek reg. Yes. Wie sê so? Ons lewe nie elke dag, luister gegooi. Ons lewe nie elke dag. Dit moet gebeur, dit moet so in lyn val. Hoekom kan ons 'n bietjie verander? Halleluja. Kevin word nou kant gevang. Dis net om die Here vir my wys, weet jy wat, elke dag lewe ons soos jy moet in die oggend opstaan, jy moet eet, jy moet dit doen, jy moet dit doen. Jy moet nou die doen, jy moet nou daai doen. Met jou eie vrye wil. Jy kan nie net iets doen wanneer jy dit doen. Halleluja. So ek gaan vanoggend vir Kevin vra. Ons gaan vanoggend soos wat die Here dit wil hê. So ons gaan vanoggend, jy kan die instrumental so lank aansit, Here. Kom ons neem ons sit plek. Halleluja. Dis hoe die Here dit wil hê vanoggend. So ons is gehoorsaam van God se woord. Nou vanoggend wil ek gister het ek jy weet hoe bou die Here sy soldaat? Ek het een ding geleer in my Christen tydperk leer doen. Jy moet altyd gereed wees. Luister gou wat ek sê vanoggend. Jy moet altyd gereed wees om God se woord aan mense te gee. Halleluja. Hoeveel mense vanoggend wat hier so sit as ek by jou kom vanoggend en ek sê vir jou, luister hierson. Jy gee vandag die woord. Is gereed af. Dis my vraag. Halleluja. Ons het daar Sondag gesing, ek wil gereed wees as Jesus kom. Vra die Here nie met jou dat hy stil geraak in jou weeklikse take.
gee nie vir jou 'n woord wat jy moet deel met mense nie. Maar weet jy hoe het ons geword? Ons het so geword dat ons stil raak om die happie. Ons praat nie meer met mense oor die Here nie, maar ons roep hom. Hy is ons pa, ons is sy kinders. Ons roep hom, ons is sy soldier vanoggend. Jy wat nie so sit is 'n Christen. Jy sê jy is 'n Christen. Maar hoekom deel jy nie die woord van God met iemand anders nie? Is iemand wat jy sit vanoggend? Jy kry soveel woord, jy kry soveel drome wat die Here met jou werk. Maar weet jy wat is te bang om dit met die wêreld te deel? Dis om alles stil geraak in jou lewe. Wanneer jy vir die vyand is te besig om te woed by hy so jou bring. Hy is te besig om alles jou te besig te maak om by God uit te kom. Is dit nie so vol? Halleluja. Die wêreld se dinge het vir jou so belangrik geraak dat jy God op sy skuif. Wat dink ek hier vandag? Ek weet nie wat se woord ons gaan hoor vandag nie. Maar ons het so geraak. Soos wat die God se woord sê in die laaste dag, mense gaan afvallig raak. Halleluja. Hulle gaan begin afvallig raak, want hulle hou hulle te besig met die wêreld se. Elke Sondag sit jy hierso in God se huis en jy is bekommerd oor wat jy vanmôre gaan eet. Luister wat ek sê, elke Sondag sit jy hierso en jy wonder, wat gaan ek eet vanmôre? Wat gaan ek eet hierdie week? Jy kan beplan net wat jy wil. Jy kan beplan net wat jy wil, maar God besluit. Luister wat ek volgens jou sê. Jy kan beplan net wat jy wil. Hoor jy kan nou beplan, jy gaan Desember maand see toe. Halleluja, boek die plek. As die Here nie wil hê jy moet see toe gaan, gaan jy nie see toe gaan. Luister wat ek sê voor, en jy kan doen net wat jy wil nou. Jy kan alles beplan, maar God beskik. Vanoggend in jou lewe, halleluja. Enigiets. Kan jy soms sê wees vanoggend, halleluja. En ek is bly om te sien, vanoggend daar is iemand wat ek by kan kom en vir hom sê, op 99.9, dis wat geleer is. Op 99.9 kan ek by jou kom en ek kan jou 'n oproep gee en sê, hoorie, gaan jy God se woord vandag bedien? Ek sê ja. En iemand sê, nee, wees het gekou vanoggend, halleluja. Hy het gekou. Maar weet jy wat die bereidwilligheid wat hy het, sê vir God baie. Sê vir die Here baie. Sy bereidwilligheid wat in sy hart het, sê vir God baie. Vanoggend, halleluja. Hy met ons kom deel vanoggend, Kalle. Halleluja, dankie Here. Ek kan ook 'n bietjie sit en ontvang. Amen. Kom ons kyk mekaar daar. Zeker om met hierdie storms gaan. So as daai storm jou vang, dan mense altyd opstaan.
toe ontmoet ek my vrou, deur my vriend. Die mense wil het nooit dink. Toe, hy nog ons opkop, saam, en toe vandaag, die dag wat ons ontmoet het, en ons besluit, dis nou klaar. So die Here het my letterlik getoets, om te kyk of ek getroubaar wees aan hom. Laat ek in omgangs bly standig wees. En toe kom maar toets op my pad gekom, soos met die dag wat ek gerook het. En ek het altyd gesê, nee, as die woestyn vol water raak, sal ek ook rook. En wat het gebeur onlangs, die woestyn het letterlik vol water raak. So toe moes ek op. So ja, ek wil net vir julle sê, as die toetse wat julle deurgaan, het altyd net om julle sterker te maak en volgende voorberei, want elkeen van ons is uit 'n talent, ons te gawe van die Here af. So, hou net vas, want almal van ons het sy eie gawe gekry van die Here. So, die Here gaan nie deur ander tipe toetse sit, as wat 'n ander man gaan. So, moet nie altyd dink, 'n ander man kry het voor jou, jy gaan dit nie kry nie. En die Here se tyd se tyd. So, wat ek sê, byt vas, want dit gaan beter word. Ja, en ook soos wat die disciples deur die storm gegaan het, wanneer Jesus hulle in die boot was, waar die storm was, toe het hulle so paniekerig geraak, dat hulle vir Jesus wil wakker word. Toe het Jesus wakker geword en gesê, die storm moet stil raak. Toe sê hy, wat sal hulle gaan? Want die Here, want ek was by julle gewees. So elke keer as jy in nood voel, jy het daai angs wat jy in jou lewe het, die bedrukking, roep die Here aan en dan wees jy daar, want hy gaan jou antwoord. Wat so nervous. Ja, en ook die storms is om jou karakter te vorm. Want altyd mense dink, jy kry mense wat na jou kom. Die vyand stuur mense op jou pad, jy bid vir goeders, en dan hoor die vyand wat jy wil hê, dan stuur hulle goed op jou pad. En dan dink jy elke keer, dis daai is van die Here af, maar glad nie van die Here af. So, daai een is, dit lyk nou soms kry die rose van jou, maar so 2-3 weke, jaar van nou af, en daai besluit wat ek doen, gaan jou afbreek. Want jy dink, soos ons sê bijvoorbeeld, jy bid vir 'n man, dan word jy die verkeerde man op die pad gestuur. Weet jy, was daai net om jou af te breek. Nee. En soos, ons sê ook soos as mens net op die goeie pad is, en dan gaan jy met die skrif. En ook altyd dat mens dink, jy kan jou eie pad loop. Jy kan nooit jou mens jou eie pad loop, die Here moet saam met jou wees. So, die teenwoordigheid, die geloof in die Here is altyd daarso. So, as jy, kom ek sê, jy bid vir 'n werk, en beteken dan kry jy 'n werk, maar dan kry jy die verkeerde werk, en die baas breek jou af. Die goed is, maar jy bly nou vasstaandig in daai werk om met jy geld moet versorg. Maar dan gee die Here vir jou woord, nee, hier is nie jou werk nie. En dan sê vir jou, nou, kom, moet ek nou so bly. Ag, moet ek die werk los as ek niks anders het. Maar moet dan met die Here vir jou ander pad vooruit. So dan is altyd, miskien is nie dieselfde salaris wat jy kry nie, of iets nie, maar as die Here het 'n plan vir jou werk, miskien wil hy dat jy siele ben daarso. Mense, die Here se pad wys. Jy weet nooit nie, so as jy stil raak en na die Here luister, veral in die moeilike tye, hy sal jou die regte pad lei.
hom kan toets. En kyk of hy bereid is om die dinge te doen. Ek lees Efesiërs 36 vanoggend. Hoor hoe mooi val dit alles in plek. God se volk is die Israeliete. Op 'n kom was die Israeliete besig met afgoderry. Met alles snaakse goed. Hulle het God se naam aaneer. Halleluja. Hulle het eerder vir 'n afgod gebid as wat hulle vir God gebid het. Presies wat in ons wêreld vandag aangaan. Luister tot wat ek sê. Jy is so besig met die wêreld se goed. Soos Kali gesê het. Jy dink jy word aangeval. Wie dan is God besig om dit te toets? Ek wil gou julle sal nou hoor waar toe gaan ek volgende. Halleluja. Jy sien die Bybel sê in Efesiërs dat die Here sy volk verstrooi het tussen die nasies. Julle kan dit gaan lees. Hy het sy volk verstrooi tussen die nasies. Jy weet, ek hierdie lot en daai nasie gejaag, daai lot en daai nasie gejaag, die lot en die nasie. Hoekom het hy dit gedoen? Halleluja. Hoekom het hy dit gedoen? Presies wat hy gesê het. Nou met die duivel besig was om land te val, nie? Omdat God hulle laat leer het. Halleluja. Om hulle te laat leer het. Jy sit volgende hierso en jou situasie wat jou oor 'n jaar lank al bid verander. Hy verander, ons het in die week gepraat met die man, toe sê ek, weet jy wat? Ja, wat gaan ek iewers doen? Sê ek kom. Jy sit met die agressie gees binne nie. Nou gebeur iets. Hy sê, nee, maar weet jy wat, duivel bal my so aan, ek kan nie hierdie agressie los. Halleluja. Jy kan nie ontstaan raak van die agressie. Maar weet jy wat ek het gedoen? Jy het begin al 'n lewenswyse vir jouself. Halleluja. Ek moet aggressief wees sodat mense my kan sien. Halleluja. Nergens in die woord van God het ek al gelees dat die Here aggressief was, behalwe een keer. Toe hulle in die tempel in, toe hulle goede verkoop het. Toe hy kwaad gehad. Halleluja. Maar dit sê hy is. Ek voel precies dieselfde. Maar kom ek sê gou op jou een ding. Daai toetse gaan op jou pad kom. Wat God jou deur gaan sit. Jy gaan 'n toets skryf. Wat 'n kind op skool. Jy staan in 8. Jy skryf in eksamen. As jy dit nie maak nie, gaan jy volgende jaar terug en jy gaan dit weer maak. Jy gaan weer staan in 8 doen. En jy gaan weer staan in 8 doen. Tot jy dit gaan maak, om staan in 9 toe te gaan. Ek praat op old school. Nie grade nie, ek praat van standaards. Halleluja. Old school, die school nog school was. Kom ek sê vir jou volgende in Christenskap, ek precies dieselfde. Jy dink beteken jy kry aan die aanvalle van die duivel, hoor gou hier wat ek vir jou sê volgende. Jy gaan 'n toets skryf en jy gaan hom skryf en jy gaan hom skryf en jy gaan hom skryf tot jy succeed. Jy kom miskien op 'n Sondag en so, ek weet nie met die meneer agressie storie gaan volg. Wat is met die Here op my hart lê? En ek laat dit uit. Miskien is die Here besig om met iemand te praat volg. Ek kom op 'n Sondag hier so by die kerk en jy sê,
Here, ek wil die aggressie gees los. Ek wil ontslaan raak van die aggressie in my lewe. Kom jy vanmiddag by die huis? Jy's happy go lucky. Jy sorg alles is reg. Jy voel happy. God stuur iemand op jou pad om jy te toets. Halleluja. Om jy te toets. Hy weet nie wat die vyand weet. God weet wat sy knopje om te druk om jy te toets. Jy sien daar is 'n onderskeiding wat jy gaan begin in jou lewe toepas. Jy gaan met kan begin onderskei of dit van God afkom of dit van die vyand afkom. Maar sonder die Here gaan jy nie daai onderskeiding kan kry nie. Prys hy water vir Mara. Daar raak jy weer kwaad. Weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan terug. Jy gaan ek toets weer 'n keer skryf. Sondag vir Sondag, het gaan al jare. Dis nie wat in die kerk gebou sit, wat 'n jaar lang al bid vir een ding, maar dit kom nie reg. Want elke keer weer terug. Elke keer weer terug. Elke keer weer terug. God stuur die toets op die pad, want hy wil jou vorm. Hy wil jou bou. Hy wil jou 'n soldier van hom maak. Hy wil jou gebruik om sy naam te verkondig, maar weet jy wat? Elke keer by hierdie toets. Elke keer by jy die toets. So die Israeliete was bestrooi onder die nasies. Weet jy wat het God gedoen? Het hulle agtergelaat en gesê, weg is dit. Ek wou nie meer oor julle. Ek wil net jouself in die prentjie insit volgende. Ja, nee. Sit jy nie meer op 'n man toe. Ja, nee. So alleen. Jy kan nie in die taal praat. Dis presies wat God se volk het. Hulle ingelaat in nasies. Elke nasie praat in 'n taal. So jy moet jouself voorstel het hulle daar gesit vir wat? Vir 'n toets om jou. Vir 'n toets dat hulle kan terugkom by hom. Want jy sien hulle was te besig met die afgoderry, met die hartsprakery, met alles wat teenstrydig was met God se woord. Elke liewe ding een van vandag se lewe gebeur. Ek sal eerder dros toe gaan voor die kerk toe kom. Ek sal eerder 'n verskoning uitdink om nie kerk toe te kom, om nie na die huis van die Here te kom. My lewe gaan so bad, ek kan nie eens meer bid. My lewe gaan so bad, om jou ek kan nie eens meer Bybel lees. Toetsen. Iets gebeur in die kerk. Ek blaas myself op, ek kom nie meer kerk toe. Kevin? Ek ontmoet hierdie meisie in die kerk. Ewe skielik het ons 'n stryd en kan nie sê en kom ek in die kerk. Wat sy kan nie wees, ek wil haar nie sien. Dis wat vandag se lewe gebeur, luister wat ek sê. Die ou kyk my uit. So weet jy wat, ek gaan nie meer kyk. Die ene het 'n skinderlappie gelas. So ek is kwaad vir hy een. Ek los aan van die Here.
Jy gaan deur fases, jy gaan deur toetse gaan. En om victory te bereik, gaan jy ongelukkigheid toetses kry tot jy dit slaag. Hoe gaan jy die eindbestemming bereik, as jy nie deur die toetse kan gaan? Almal wat Jesus het vanoggend is geroep, deur die Here vir een taak. Ons moet siele gaan wen. Ons moet disippels gaan maak by die kant. As jy eerlik is met jouself vanoggend, hoeveel van ons doen dit? Hoeveel van ons doen dit? Ons kom kerk toe, net om 'n woord te ontvang, net om die woord vir onsself te hou, maar ons deel dit nie by die kant. Die oes is baie groot daar buitekant, maar weet jy wat gebeur? Die arbeiders is te min. Is te min. Dankie Here, daar is nog arbeiders. Halleluja. En ek lig hom nie uitvolg nie, ek wil my woord was vanoggend. Sodat elke liewe persoon kan sien en dit altyd gereed is. Hoe gaan jy maak as die Here kom? En hy sê vir jou, maar jy is gered in die kerk. Jy is gered, daar vir jou gebid. Jy het die Heilige Gees ontvang, maar jy bly doodstil. Hoekom het jy my naam gaan uitgee? Hoekom het jy nie die mense gaan vertel vir my? Vandaag sal jy wil jy eerder al wys hoe agressief kan jy word, as wat jy woord vir die Here volg. Dis so. En wat se wêreld lewe ons? Dink julle nie ons lewe soos Israel nie? Soos wat die Here met hulle gemaak het, hulle verstrooi tussen die nasies nie. Is dit nie wat vandag gebeur? Dis my vraag vanoggend. Dink julle nie dis wat vandag gebeur nie? Ons lê verstrooi tussen die nasies. Die hele ding met die wegraping was 'n toets. Was 'n toets, laat ek jou vertel, dit was 'n toets. Wie gaan glo God se woord en wie gaan 'n mens glo? Die Here wys dit vanoggend vir my. Wie gaan 'n mens glo? En wie gaan God se woord glo? Is ons regtig daar waar God ons kan gebruik? Is ons regtig vanoggend daar waar die Here kan sê, daar, wat julle daar sien, is 'n soldier van my. Ja? Is ons daar vanoggend? Ek wil hê jy moet die vraag by jouself losvolg. Is ons op 'n plek waar die Here jou kan gebruik word? Of is jy nie? Daai toetse wat jy deurgaan op hierdie oomblik, wat besig is om jou te bou, wat jy dink is besig om jou te breek, gaan jy hierdie toetse kan weerstaan. Sonder die Here gaan jy dit nie reg. Die Here wys vanoggend vir my in sy woord. Toe ek hierdie woord lees vanoggend, toe wys hy my in sy woord. Kom ek gaan vir julle lees. Die Here wag vir my en vir jou om sterk te bly staan. Hoor wat gebeur daarna. Efesiërs 36 vers 26. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggame uithaal en julle hart
van vleisbeer. Wanneer gaan dit gebeur? Dis my en jou volgende, wanneer gaan dit gebeur? As jy net besig is op hierdie oomblik om te dink, hoeveel mense kan eerlik wees volgende my? Wat hierso sit? Op hierdie oomblik, daar waar jy sit, is jou gedagte iewers anders. Dis mense wat volgende hierso sit. As jy eerlik is met jouself, wat se gedagte na kerkdiens, in volgende week, in volgende maand, dan kry jy jou gedagte op hierdie oomblik. Daar is besig om jou weg te probeer draai van die woord. Luister wat ek sê, as jy eerlik met jouself volg. As jy voluit gefokus op God volg. Dis my vraag wat ek wil vra, as jy voluit gefokus op God se woord volg. As jy eerlik volg en as jy vir jouself sê, op hierdie oomblik dink ek dit is anders, behalwe God se woord. Hoe gaan jy my in jou bou? As ons toelaat dat ons gedagte gaan na hierdie kant toe gaan. Die Here wil my in jou bou, vir wat? Om ons te gebruik. Jy gaan verstrooid lê tussen die nasies, jy gaan buitekant lê, jy gaan rondgegooi word, tot jy begin besef, dat jy God se woord moet luister en uitleef. Jy sit vanoggend hierso, luister gou wat ek sê, jy sit vanoggend hier, en jy sit met 'n onvergewensgesindheid binne in jou hart, teenoor iemand. My vraag aan jou volgende is, hoe gaan God jou bou? Jy sit met jaloesie vanoggend hier teenoor iemand. My vraag is aan jou, hoe gaan jy laat God jou gebou kry, as jy met jaloesie in jou hart sit? Ja, baie keer gebeur daar dinge, wat ek en jy dink, gekom het om ons te breek, soos Kali vanoggend gesê, jy dink, daai dinge wat op jou pad kom, het gekom om jou te breek. En jy voel jy wil net opgee. Jy voel jy sien nie 'n kans vir die lewe nie. Daar moet jy jou plek geslaan. Maar in die meantime wil die Here jou bou. Hoe kan hy jou bou? As jy op 'n gekraakte fondasie staan, onvergewensgesindheid, jaloesie, haat. Hoe kan hy ons bou? Hoe kan hy ons gebruik om die nasies te wen? Om disippels te maak. As jy dan self gebreek is, hoe kan hy jou gebruik? Die mense wat hier so sit vanoggend, wat gebreek is binnekant. Jy het 'n klipharde hart ontwikkel, al soos jy gebreek is. En jy weet nie hoe om met dit te deel. Jy het seker goed gedoen in jou lewe. En weet jy wat? Jy verkwalik jouself af. Jy haat jouself binne.
As mense wat volgens so sit, as jy eerlik is met jouself, as mense wat volgens so sit, reg, wat hulle self nie kan vergewe vir seker goed. Jy sit maar aan vergewingsgesindheid. En die Here sukkel om deur te druk na jou toe. So jy gaan die toets skryf. Jy gaan die toets skryf. Daar hart wat dit niemand anders te het. Jy gaan die toets skryf. Tot jy na hom toe gaan en sê, weet jy wat? Dat klip aan die hart het uitgekom, daar 'n sagte hart ingegaan. En jy sê vir hy persoonlik vergewe. Anders dan gaan jy staan en jy gaan 'n toets skryf en jy gaan hom skryf en jy gaan hom skryf en jy gaan hom skryf tot jy deur. Ongelukkig is dit 20% nie goed genoeg om deur te kom. Hoe het hulle die Paulus sê, jy gaan pluk. Hy sê, nie dat sy direct nie, hy sê, gaan pluk. Wat gaan jy pluk? Swaarte. Jy sê volgende nie so. En jy wonder, hoe gaan ek ontslaap en raak van seker goed in my lewe? Hoe gaan ek 'n wenner word vir die Here? Party mense wat volgende nie so sê, luister gegooi. Luister. Wat sê jy maar hoorie? Ons het laas Sondag het ons lewe en hart vir die Here gegee, ons gedoop op. Ek is fyn. Ek is fyn. Jy is intussen nog steeds besig met die moedwillige sonde, maar ek is fyn. Ek is fyn, ek is mos bekeerd, ek het myself gedoop, ek is fyn, ek is 100%. Terwyl jy as jy in God se gees praat vanoggend met jou as persoon. Ek kan jou 20 keer voorloop. Die Here het laas Sondag gewys. Jy jou 20 keer oorloop. Jy kan 20 keer die lewe hart vir die Here gee. Maar as jy elke keer teruggaan na jou gewoontes, hoe kan jy vergeet? Dit kom tot niks. Dan moet 'n verandering in die binnekant kom. En jy sien, die Here kan nie met geraas 'n disipel bou nie. Luister gou wat ek sê. Die binnekant in jou lewe van uit mekaar het. En jy so besig hier en hier om heeltyd aan alle ander goed te dink. Behalwe om by die Here uit te kom. Hoe kan die Here jou gebruik as jou lewe soos 'n blik klippe wat jy so skik is? Dink jy nie die Here wil elke liewe persoon wat jy so sit op te gebruik? Hy wil sy allemaal gebruik in dieselfde ding. Maar wat is in die woord van God? Wat is daar? Daar was disciples. Daar was apostels. Jy het 'n roeping vanoggend om die Here se woord te gee. Ander een het 'n roeping om vir mense te kan bid. Ander een het 'n roeping om 'n ramshoorn te blaas. Ander een het 'n roeping om 'n jeugleier te wees. Ander een het 'n roeping om na arme mense om te sien. Baie van ons, daar's elke een het 'n calling van die Here afgetree. Maar weet jy wat doen ons? Ons laat hy geraas. Nou roep hom weg. Luister wat ek sê.
ons laat hy geraas van die wêreld, ons roeping van die Here af wegvat. Ons kan nie by die eindbestemming uitkom. Waar weet jy hoekom? As dit veel geraas. As die Here vandag kom, en hy vat jou met al die geraas, waar weet jy wat gaan gebeur? Dink jy van die middelpaal, die wegpaal behaal? Of gaan jy toelaat vanoggend, dat God hy klipharde hart kom uithaal? Gaan jy toelaat dat God in jou lewe opkom sodat hy jou kan gebruik? Gaan jy die toetse begin skryf met 100% slaagsyfer? Of gaan jy maar net aankar, soos wat jy aankar, 20%, 20%, 20%, ek gaan die rest van my lewe op dieselfde plek bly, en ek gaan die rest van my lewe die toetse dryf. Totdat hulle my in die skool uitsit, weet my ouderdom te hoog is. Ja, selfe werk ek in Christenskap, hoor. Hoor, as een ding in my lewe wat ek baie mislukt is, ek moet dit vanoggend sê. Ek weet elke ou op die pad loop, ek het toetse geskryf, hoor nie, ek dink die hele biblioteek se stoorkamer net vol van my toetse wat ek geskryf het, halleluja. Wat ek gepluk het en aanhou gepluk het en gepluk het. Ek is een ding spyt oor in my lewe. Een is dat ek nie die Here gevind het toe ek 'n jong mens was. Ek sou meer vir hom gedoen het in die eerste plek. Maar ons kan nie ons lewenspad kies. Eintlik kon ek het myne gekies. En ek het 'n bad one gekies. Dankie Here, hy het my gered. Dis al wat ek kan sê vanoggend. Dankie Here dat hy my kan gebruik vandag. Dankie Here dat hy my die wysheid gegee het om dit te kan doen wat ek wil doen. Maar net om julle 'n voorbeeld te gee, vat my nou as 'n voorbeeld vanoggend. Op die ouderdom van 10 jaar oud, 11 jaar oud, toe my pa in my kerk toe gevat het, en ek het my lewe en hart vir die Here daar gegee. Dink jy ek sal weer al hartseer, pyn, snaaks goed deur my lewe gegaan het? Ek sou nie. Ek sou nie. Dan kan ek al lank die koninkryk van die Here begin bou het. Maar jy dink 'n calling in jou lewe hou net op. As jy jou van kleins af roep, luister. En jy luister nie. Hy gaan nou net klop tot jy oopmaak. Hy gaan dit in jou insit. Dis in jou geplant, die so gebore, gevorm in die moederskoot. Met daai roeping wat hy jou gegee het. So jy kan sprei en beklei. Eendag is eendag. Jy gaan na dit kom begin uitleef. Die oomblik as jy lewe na hart van gee opreg. Halleluja. En ontslaan raak van die wêreldse goed wat jou afbreek. Die wêreldse goed wat jou hartseer maak. Wat? Kom ek sê vir vanoggend weer een ding. Wat kan die wêreld my nou bied? Niks. 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 Sonder die Here, niks. Nul. Nul. Ek kan vir jou niks gee nie. Die wêreld kan vir jou niks gee nie. Maar die Here kan vir jou gee die begeertes van jou hart vanoggend. Gee maar net klap voor.
bekend maak, is sal ek vir jou gee. Wanneer 'n pa vir sy kind dan sê hy, wat wil jy moet kan? As hy iets graag vir jou wil hê, gaan jy nie probeer die beste van jou vermoë om hy vir hom te gee nie. Nou presies dis hoe die Here met my nou werk. Ons begeertes in ons harte, as dit opreg is, dis nou twee. Ek kan nie vanoggend 'n bottel Richelieu van die Here afvra nie. 'n begeerte in my hart maak vir 'n bottel Richelieu, ja, hulle. Ek kan dit nie vir jou gee nie. Want dit is wêreld se goed, dit is vyand se goed. Gaan dit nie vir jou gee nie. Maar dinge in God se wil sal ek vir jou gee. Die begeertes van jou hart. My begeerte wat ek het vanoggend in my hart is een ding. Om net meer vir die Here te doen. Net meer en meer vir die Here te doen. Waar lê jou begeertes voor? Kom ons sê dit volgende. Waar lê jou begeertes voor? Ons het wêreldsbegeertes. Maar ek dink, weet jy wat? Die Here nommer 1. En die res sal jou bygevoeg word. Maar maak hom jou nommer 1 volgende, hulle. Maak hom jou nommer 1 volgende. Ek wil vanoggend 'n gesamentlike gebed doen. Ek wil hê vanoggend dat ons moet hande vat as 'n familie en saam bid dat die Here ons kan gebruik. Halleluja. Ek wil die Here vra elke onmiddellike ding wat in ons lewe vanoggend vasstaan, laat hy dit kom uithaal. Elke onmiddellike ding wat my en jou van hom afhou, dat hy dit kom verwyder volgende. Dat hy die regstas met al die groefies agter kom uithaal. Wie sit volgende so? En hy iemand. En ek wil hê met vanoggend eerlik wees met jouself. Wat jy nie kan vergewe. Is daar een persoon wat vanoggend eerlik is? Jy kan nie sit vanoggend, luister hier, hy is nie die enigste een vanoggend. Jy kan vanoggend hier sit. En jy kan sê, my lewe is silverskoon. Silverskoon. Ek wil vir jou vra vanoggend. Jy kan vir die wêreld enige ding sê maar en wegsteek, maar vir God kan jy niks wegsteek. Halleluja. Amen. Kom jy moet staan. Kom ek sê vir vanoggend vir jou is die 3 manne. Hier is die 3 manne. Hoor wat ek sê vanoggend, die Here wys my. Die Here wys my vanoggend. Hier is net 3 manne. Kom ons gaan na die volgende stap.
Jy wat sukkel met die aggressie, kan ek ons sê dit is so daar, my brand. Jy wat sukkel met die aggressie. Jy was ook in 'n kwaad, jy weet wat jy praat. Halleluja. Toe sê ek so in 'n geselskap en jy is omgekrap in die wêreld hoor jy. Halleluja. Halleluja. Ek nou sit met 'n agressieve familie hierso. Wat moet jy hier voor? Wat moet jy hier? Kom ek sê dit op julle iets vanoggend. Aggressie is nie 'n toets wat jy gaan gaan. Kom van die vyand af. Spreek dit aan in Jesus naam. Spreek dit aan. Dit kom van die vyand af. Regheid. Nie eens met 'n dwyn nie. Aggressie. Is die mense wat vanoggend met jaloesie sit. Dankie Here. Toe nie waar. Die hele kerk kan dit staan. Halleluja. Ons gaan aan. Dis ons mense wat onvergewensgesindheid nie so het vanoggend, hè. Hulle bly sit. Ons nou by vingers raak, wag. Ons nou daar raak. Het jy gesien, hè? Kali slaat al die uit met sy tweede nuwe kaart hiervoor. Wonderwater het geld, pastoor betaal om sy kom heel geleid. Is so, wat in vandag se lewe gebeur, luister. Vir my was daar gesê, hoor ek seën jou in die naam van die Here, want die Here is goed vir jou, hy bless jou nie. So hy is besig met onwettige goed. En die ander een het gesê, hoor hy is besig om die kerk se geld te gebruik. Hy vat die kerk se geld en dan kom hy kom in die mekaar. Halleluja. Prys die Here vir die mense. Prys die Here vir die mense. Het julle nog eens sulke stories gehoor? Nie van jou. Hè? Bietjie anders, maar ja. Bietjie anders. Hoe kom dit? Het ek ook al uitgekom? Ek verkoop dit. Here, raak hy mense aan volg. Vader, vergewe hulle sodat hy op die kruis gesê het, want hulle weet nie wat hulle doen. Halleluja.
Weet nie hoe van ons sonder 'n geldboks ry. Prys die Here. Is lagwekkend hoe sekere goed van mense kwytraak. Halleluja. Hoor ek weer 'n deel opgaan. Ek lag hier met bewuste nou nog. Ek kry 'n vriend van my. Gister haar met die treks. En die Here, luister wat ek sê met die volgende. En die Here, soos ek nie. Nou almal weet, is nie 'n staatsgeheim nie. Ek hou van karreisies. Ek hou van dit. Ek kon dit nooit gedoen nie, maar die Here het voorsien dat ek dit vandag kan doen. Halleluja. Sê vir my, hoe praat ons so? Hy sê vir my, hoor nie? Hou op om met wêreldse dinge aan te gaan. Wêreldse dinge is mekaar reisies, nie? Ja, maar luister gou wat ek sê vir hom. Halleluja. En sy woord is 'n son. Sy woord is 'n son. Iets sê net my iewers het ek verkeerd iets geleer. Want hoor die son, alles wat jy die wil van God doen, is vir hom behaaglik, dis ek reg om jou. Dan jy net mal speel, is 'n son. As jy een rugby speel, is 'n son. Halleluja. Al wat ek moet doen is net stil te bly. Here sal wel eendag aan bekend maak dat jy nie moet ophou leef as jy die Here dien. Kan nie net soos ek heeldag so as jy die Here dien. Luister nou wat ek sê. En ek wil nie hê dat jy vanoggend, as jy die Here begin dien, moet jy begin leef. Halleluja. Want die niets in jou lewe het oopgemaak. Halleluja. Jy moet begin lewe om Japie. Jy moet lewe om disippels te maak van die Here. My woorde was amper gister aan hom. Weet jy hoeveel siele en hy kan al gewen. Halleluja. Jy sien dit in 'n ander iemand. Maar kom ek sê vir jou, daar waar hy kar is, want jy sien daar's gebid, daar's gesalf. Mense kan nie glo wat gebeur het nie. Met hy kan, maar weet jy hoekom? My is 'n testimony. Is 'n testimony wat uitgaan. Want die Here is betrokke in die saak. As ek moet vat, jy sien dit in 'n ander oog. So weet jy wat, dis oordeel. Dis oordeel. Kom jy oordeel jou toe volgende. Halleluja. Kom jy nie toe. Kom jy nie toe nie. Sit mense volgende die wat oordeel. Die wil sê wat goed doen. Dis mense wat oordeel. Jy moet nie vir jouself opvolg. Moenie vir jouself opvolg. Want as jy uitgesluit is op die gebed, is jy uitgesluit. Halleluja. Baie mense wat sê volgende kan wat met daai ding sukkel van oordeel. Maar weet jy wat? Ek gaan nie verder uitrek nie. Ek gaan nie vanoggend
jou pinpoint in jou uithaal. Jy weet wie jy is vanoggend en met wat jy sukkel. So as jy vanoggend in hierdie gebed is nie, hoe sê die Engelsman, better luck next time. Halleluja. Jy sê nie kan sê, hoe moet jy wat sê, Kom aan. Halleluja, kom. Ek wil die oor sluit, jy wat hier sit in die bankkant. Jy wat so wit as jou sneeuw. Maar niks kan jou touch volgen, halleluja. Hoe het hulle altyd gesê? Hoe sê dan die pastoor? Jy laat mens. Ja, grap so. Maar prys die Here dat daar niks fout is. Prys die Here dat jy niks nodig het nie. Halleluja. Kom ek vra, kom sleep. Kom sleep op die sleepkamer. Kom sleep. Vader, ek kom vanoggend deur elke persoon wat vanoggend voor U staan, Here, en bely dit wat in sy lewe fout is. Vader, ek bid vanoggend, Here, dat U elke ding wat nie van U af is nie, Here, kom verwyder vanoggend. Here, dat U hulle vanoggend die leiding sal gee om vorentoe te gaan om disippels vir U te word. Vader, ek vra vanoggend, Here, dat al die wêreldse dinge wat hulle tans besig in hulle gedagtes, Here, dat op hierdie oomblik dit sal verwyder. Vader, elke onvergewensgestrekheid wat in elke hart is vanoggend, dat jy hulle sal vrymaak daarvoor. Vader, elke agressie gees vanoggend sal verwyder in die naam van Jesus. Vader, ek bid vandag, Here, vir elke persoon wat gebreek voor U staan vanoggend, Here. Elke persoon wat hier so staan, wat voel hy wil nie meer, Here. Ek bid vanoggend, Here, dat U hulle die krag sal gee om deur te druk na die einde toe. Vader, elke persoon, Here, wat vanoggend alleen is, en wat voel hy het niemand vanoggend meer. Ek bid vanoggend, Here, dat U door daai persoon kom stil staan en dat hulle laat weet, Here, dat U by hulle is. Dat U daar is vir hulle. Dat hulle geen steen op die wêreld moet plaas nie, vir iemand nie. Vader, elke besluit dat hulle van vandag af neem, Here, dat dit nie wil sal wees. Elke keuse wat hulle gaan maak van vandag af, Here, dat die naam geheilig word daarmee. Vader, ek vra vanoggend en ek bekleer hulle op hierdie oomblik met die volle wapenrusting. En ek vra, Here, sit 'n shield om hulle. Dat van vandag af, Here, dat die vyand nie weer sy werk sal maak in hulle lewe. Here, dat die elke ding kom verwyder word. Vader, so bid ek ook vanoggend dat van vandag af, Here, dat daar 'n pad vir hulle sal wees wat sal goed wees. Vader, elke persoon wat die voorstaan vanoggend met bonde, wat gaan ek weer doen sê einde van die maand? Hoe gaan ek my skuld betaal, Here? Ek vra vanoggend, Here, dat U hulle leiding sal gee vanoggend. En die deursettingsvermoë wat hulle sal gee, Here, om net deur te werk. Vader, so bid ek ook, Here, dat die persone wat die voorstaan vanoggend, dat daar honger in hulle hart sal ontwikkel, om net meer en meer van U te weet, en van U op U te vertrou, Here. Dat daai honger so sal wees, Here, dat niks in hulle pad sal staan van vandag af. Vader, my gebed vanoggend is, Here, dat U by elke persoon kom stil staan, Here, en elke grieflike ding in hulle hart verwyder. Vader, dat die elke onvergewensgesindheid vanoggend kom wegvat. Elke hart
sy hart kom wakker maak vanoggend, Here, dat hy sal vergewe en vergeet vanoggend, want dis wat U wil hê, Here. Hy persoon agter ons sal sit en die Here ons sal ding doen, Here. Ek eer U vanoggend daarvoor, en ek dank U daarvoor, Here, dat U meer disippels kan opwek in elke persoon uit vanoggend in Jesus naam. Amen. Kom ek sê nog weer, dit is ek net. En ek kom vir. Ek kan nie voor op die t-shirt. Luister nou wat ek sê volgende, wat staan op sy t-shirt? Ek wil julle met dit hart lees volgende. As God werk, wie kan keer? Amen. Wie kan die Here keer as hy in jou lewe begin werk? Halleluja. Wie kan die Here keer as hy in jou lewe begin werk? Jy vandag besluit nie waar jy gesit het. Jy wil ontslae raak van alles. Jy wil ontslae raak van alles. So weet jy wat gaan die Here nou begin doen? Hy gaan begin daai hart, hy klip aan daai hart verander in 'n sagte hart. Jy moet nog net toelaat. Kom ons gaan hierdie week uit. En weet jy wat, voor jy iets deeliks vir iemand sê, voor jy beklei teenoor iemand, voor jy om vergewensgesindheid ontwikkel teenoor iemand, kom ons vra die Here om 'n wag voor ons monde te sit. Halleluja. Kom ons vra die Here om 'n wag voor ons monde te sit. En laat ons gedagtegange kom verander. Dit wat nie van die Here af is nie, dat dit sal weggaan. Dat dit sal wegbly. Halleluja. En kom ons behaal die windpad. Kom ons behaal dit wat God wil hê ons moet behaal. Nie wat die wêreld wil hê ons behaal. Die wêreld wil hê in die verderf gaan. Maar God wil hê met sy koninkryk. Halleluja. Prys die Here, kom ons gee vir Christus God kans. Let the enemy pursue me
and overtake me. Yes, let him trample my life to the earth and lay my honor in the dust. Arise, O Lord, in your anger. Lift yourself up because of the rage of my enemies. Rise up for me to the judgment of you I have commanded. So the congregation of the people shall surround you. For the sake therefore eternal eye. The Lord shall judge the peoples. Judge me, O Lord, according to my righteousness and according to my integrity within you. O let the wickedness of the wicked come to an end, but establish the just, for the righteous God tests the hearts and minds. My defense is of God, who saves the upright in heart. God is a just God, a just judge, and is angry with the wicked every day. If he does not turn back, he will sharpen his sword, bends his bow, and makes it finish. He also prepares for himself instruments of death. He makes his arrows into fiery shafts. Behold, the wicked brings forth iniquity. Yes, he conceives trouble and brings forth falsehood. He made a pit and dug it out, and was fallen into the ditch which he made. His trouble shall return upon his own hand, and his violent dealing shall come down on his own account. I will praise the Lord according to his righteousness, and will sing praise to the name of the Lord Most High. So dit het nou vanoggend basically vir die laaste week al, as ek voel ek moet begin beklei. En dan die eerste ding wat ek sê is, ek sê dit af van Here se naam. En hoewel ek die persoon met wie ek wil beklei, hou ek persoon net op. Dit het gisteroggend gebeur. So gisteroggend was ek ongelukkig oor iets en ek met die persoon praat. En jy sê dit, raak ek net af en ek sê nie wat ek sê dit weg van Here se naam. Ek gaan nie meer aangaan met die stories nie. En nie is ek daar so by huis. En ons selfs en alles goed. So basically gaan net oor confession. En net wat jy sê, dit moet allemaal moet verstaan dat jy loop een pad en die Here het een pad met ons. Want ons moet verstaan dat as jy wil regkom, moet jy dit achter jou sit. En jy moet confess. Dit help jy wil onvergifnisgesindheid en al die kwaad in jouself hou en sê, met iemand praat oor wat het gaan ander plek. En so ek sal met Dwight praat, dat hy sal aankom by die huis. En want hy sien ook baie keer van goed wat aangaan. Wat gebeur is, daar is confession. Maar dit is nie confession, dat nie confession vir een persoon. Jy moet praat. As jy nie gaan praat oor jou probleem, gaan jy verdwijn, want dan weet ander nie daarvan, niemand kan dit daarvan doen. En jy jouself gaan nie waar, moet echt doen. Ek luister nou van die webblad. Hy sê nou, hy kan Afrikaans, Engels en Swartaal praat. So wat denk julle met dit uit? Hoe gaan die Here gebruik? Evangelist, om met die mense te praat in hulle taal, wat hulle verstaan. Dit wat hy wil voor gebruik. Hy oopmaak daarvoor. Dis presies. Die Here wil jou evangelist maak, maar daar is sekere goede wat in die pad staan wat jy ontslaam moet raak van, sodat jy kan gebruik. Baie keer maak ek en jy woordbaai om Jaapie, ons sit iets in ons pad wat ons blok om by die Here uit te kom om sy woord te kan verkondig. Ek kan nie met aggressie sit en die Here se woord verkondig nie. En dat hier is 'n persoon wat vanoggend hier so sit. Hoor jy? Jammer. Daai woordjie jammer. As jy iets verkeerd gedoen het, jy kan dit nie sê. Is iemand? As ek fouteer teen Kali, moet ek nederigheid, dis wat die Here het, nederigheid. Hoor jammer ook Kali, ek het vir jou geskinder by jou man. Verstaan? Jammer Kali, dat ek jou te nagekom. Jammer. En net so moet jy nie nou net 'n ander persoon kan gaan. Jy moet ook na God toe kan gaan vanoggend en sê, jammer Here, vir die tyd wat ek eerder na die wêreld so goed geluister het, behalwe om na U te luister.
Ek is jammer oor dit. Ek sê baie keer vir die Here, jammer. Jammer Here dat ek so diep in die wêreld was dat ek U vergeet het. Maar een ding verseker, weet ek vandag, dat ek weet dat die Here my al lank al geroep het. Wie voel so van in hulle hart? Dat die Here jou al so lank geroep het, maar as goed wat in die pad staan. Ek sal nooit vergeet nie. Ons is daar onder in Port Elizabeth, ek. Nadat ek alles verloor het, en ek plak in my workshop waar ek bly. Ek bly in die workshop. Met niks, my vrou is hierso, sy en Michael.